Baie welkom by ons program Woord Aktueel hier op Kruiskyk. En baie dankie. As jy deel is van die program nou en dan, sou dit goed wees as jy net 'n e-mail wil stuur, dalk 'n vraag wil vra, dalk iets wil sê, Neville Nevel @lewendewoord1woord.co.za of net aan Kruiskyk stuur. Dit is altyd goed vir ons om net van u te hoor en te hoor of u deel en vreugde vind in wat ons met u deel. Ek het vandag vir Alida Jooste hier by my in die ateljee en Alida, baie welkom. Baie dankie. Ek wil hê met die kykers net so ietsie van jou vertel. Jy is 'n maatskaplike werker, maar wie is Alida Jooste? Ek is 'n maatskaplike werker wat huidiglik by Ligstad werk, 'n gemeenskapsprojek wat ons so 4 jaar terug begin het. Ligstad, ja, ons het besluit hy is gebore uit 2 gemeente wat dood gegaan het en 'n gemeente wat die dooie gemeente saamgeneem het. En ons visie is lig en ons is in die middel van die middestad en toe besluit ons Ligstad sal dit wees. So, maar ja, so daar het ek geland na 12 jaar, 15 jaar in die kindergesinsorgveld waar ek meestal met kinders gewerk het en ja, maatskaplike werker in hart, standaard 8 weet die Here wil hê ek moet dit doen. En dit is wat ek is, dit is my wese. Ek wil vir mense lief hê en omgee en omstandighede verbeter. Ja. Dis interessant, Ligstad. As ek byvoorbeeld dink aan ons stad hier, Pretoria, waar ek gaan noem ek dit die heilige stad. Ons is nog nie heeltemal heilig nie, maar se belydenis. Ja. En as ek dink aan die middestad van my dae af, dis gevaarlik amper om daar te beweeg nou in die aand, selfs in die dag. As ek dink aan Sunnyside en die hoeveelheid verdowingsmiddels wat beskikbaar is, die drug lords en al die tipe goed, en julle werk met kinders. Vertel ons 'n bietjie in jou kinder- en gesinsorg betrokkenheid. Vroeger het ons gepraat en jy sê, liewe kykers, sy is nog nie getroud nie en sy is pragtig, maar jy werk met honderde kinders. Ja. Vertel ons net so ietsie van jou werk met die kinders en met watter tipe kinders werk jy? Ons in die bediening, vir my die hartseer, ek moet net van my hoek af kom, is dat ouers kom op 'n sonnagoggend, dan sê hulle, ons kan nie hierdie goed hanteer nie, gooi hulle af by ons by die kinderkerk, en ma en pa gaan eet of drink koffie, en ons moet die kind oppas, ons is 'n gratis kinderoppasser, wat met hierdie kind met werk, wat sukkel met 'n gebroke ouerhuis, of met 'n ouerhuis waar die kind nie regtig tel nie. Vertel ons so 'n bietjie van wat jy beleef en die hartseer en ek sê soos wat ons so praat, as ouers nou luister en sê, hoe lees ek my kind? Want ek praat vanoggend byvoorbeeld in die gym met 'n ou en hy sê, my kind is op 3 maande dood, ons nou 'n tweede kind wat 2 jaar oud is, maar dit is nou die terrible twos. Kan ek dit nie verander na, sê, the glorious twos? Ja. Ja, ons leef in 'n gebroke wêreld en die realiteit sien mens nêrens anders sterker as in die gesin nie. Jy sien dit in die kern van jou menswees, in die gesin waar jou kinders wat natuurlike lewenslus moet hê, wat natuurlike vreugde moet hê, wat ongelooflik liefgehê moet word, dit nie altyd kry nie. En die realiteit is dat dit gebroke mense is wat kinders het. Gebroke mense met onafgehandelde besigheid, met eienaars van hulle eie, wat kinders het en uit hulle gebrokenheid verder seermaak. En ek dink dis wat mens beleef in situasies soos die mense gee die kind en sê maak reg. En eintlik begin die werk hier binne in die huis. Hoe jy met jou kind tyd spandeer en daai goed. En dis hartseer want dit sien mens, kinders wat weggegooi word, kinders wat gelukkig is of ongelukkig sou om nog in hulle huise te wees waar hulle net nie liefgehê word nie, waar hulle sien hoe ma en pa mekaar heeltyd baklei, hoe pa vir ma slaan, mense in vertrouensverhoudings in posisies jou seermaak. En dis die realiteit, dis ongelukkig die realiteit waarin ons bly. Werk julle met weeskinders? Toe ek destyds by die Abraham Kriel Kinderhuis nog gewerk het ek
baie met die weeskinders gewerk of was daar redelik weeskinders, maar meestal kinders wat ouers het wat net nie kon sorg nie. In Ligstad waar ek nou spesifiek werk, het ek meer te doen met 'n gemeenskap wat aan uitdagings blootgestel word, wat dikwels afhanklik raak van 'n van welsynsstelsels en van kerke en nie selfwaarde meer het nie. So waar ek nou werk ek baie met die kinders wat ons die naskoolsentrum daar vir kinders wat ouers wat dit eintlik nie kan bekostig nie. So dis 'n belaglike bedrag wat hulle betaal vir versorging. En daai kinders wat daar is, baie uit enkele ouerhuise, baie kinders wat net ouers het wat of drankprobleme het of finansiëel met wie dit so sleg gaan dat hierdie kinders nie kry wat hulle moet kry nie. So dis daai tipe kinders en die lekker daarvan is om dan in die gemeenskap 'n verskil te maak, nie net met die kind nie, maar ook met die ouer en bietjie weier te gaan en proaktief te kyk wat kan ons doen, want dis eintlik waaroor dit gaan. In die kinders wat as jy nou sou moet isoleer, of as ek sê isoleer, of miskien moet ek sê in 'n kompartement plaas, die primêre probleem wat jy mee deel. Want jy het nou nog gepraat van nie liefde ontvang nie. Was interessant vir my gister, ek vertel 'n vrou my dat jong mense wat verdowingsmiddel verslaaf is, en hulle kom by hierdie spesifieke kerk uit, en dan sê hulle, die prediker het aan my gevat, en daar het 'n vuur deur my gegaan. Nou daar's 'n vat en 'n vat. Maar hy sê die prediker se hand op my skouer gesit. Hulle vergeet van die gebed wat hy gebid het, maar hulle het liefde beleef, hulle het aanvaarding beleef. En my gedagte was toe, ek kon nie lank met die vrou praat, wat beleef ander kinders? Hardhandigheid, molestasie, want vir hierdie kind het hierdie liefdevolle betekenis meer beteken as die boodskap wat hulle gehoor het, die aanvaarding, jy is spesiaal, ek wil aan jou vat. Ja, en dit is baie interessant, net gister het ek ook 'n gesprek met 'n volwasse man gehad, wat op die straat is, wat aan dwelms verslaaf is, wat 'n terugval weer oor die naweek gehad het, maar hy getuig toe van een man, 'n sekuriteitsman, wat die enigste mens is wat vir ons nou net drukkie gee. Hy sê mense het dit nodig en hy kry trane in sy oë. En hy gaan toe en hy vertel vir my dat sy kinderjare nie so sleg was en dat hy nie eers eintlik kan begin nie. En dis wat ek sien en dis die probleem met volwassenes, want kinders vandag, pappa kom by die huis, hy's besig, hy's moeg, hy's geïrriteerd. Ma maak vinnig kos, ons eet dikwels nie eers saam aan tafel nie. In 'n disfunksionele gesin nog hoeveel te meer moet die kind self partykeer homself versorg. Hy moet sy primêre behoeftes aanspreek. Ja. Jy praat van 'n disfunksionele gesin. Dis 'n groot woord. Want wie stel vir my 'n norm? Sit julle byvoorbeeld en ouers sê, kom ons help julle om julle gesin 'n funksionele gesin te maak. Daar's nou dalk iemand wat luister. Ek sit en dink aan myself in die bediening. Ek gee meestal in die aand klas, of jy is by iets betrokke by die kerk, so ons eet nie saam nie. En daai opsig is ons disfunksioneel. Want die Here sê, ek staan by die deur en ek klop, as iemand die deur oopmaak, sal ek inkom en met hom maaltyd hou. Daar's iets van maaltyd hou, saam eet, saam praat, dat ons met mekaar deel oor die dag. Maar wat sou julle raad gee vir 'n disfunksionele gesin? Hoe kom hulle by mekaar? Maak tyd, maak alternatiewe tyd. Elke gesin het sy situasie wat hy rondom kan werk. Wanneer ek met ouers en kinders besig is om binding te herstel, is een van die groot goed wat ek vir hulle leer en vir hulle sê, ten minste 20 minute 'n dag, jy en jou kind alleen, gefokuste aandag. Nie voor die televisie. Nie voor die televisie nie, want weet jy, waar kry ons aandag van ons ouers vandaan? Hoe weet ek's belangrik? As mamma vir my sê, sussie, kom, jy gaan vir my nou 'n bietjie help met die skottelgoed, maar ek wil sommer net hoor van jou dag.
Dan 'n skottelgoed was sommer ook 'n lekker chore want mamma gee vir my aandag. Ja. En niks is sleg daaraan nie want ek kry my aandag. Jy sal verras wees. Jy het nou net iets Ja. gesê wat vir my van kardinale belang is. Gaan was die skottelgoed. Ja. Kom, was die skottelgoed saam met mamma, doen dit saam, dan vertel jy my van jou Ja. dag. Ja. Onmiddellik is dit van 'n bevel na 'n uitnodiging. Ja. Ek hou baie daarvan. Die groot ding is ons as ouers is op 'n vlak en 'n kind is op 'n sekere vlak. Nou ons verwag soveel keer van ons kinders om op te beweeg na ons vlak toe. Maar kinders het nie die vermoë nie. Ons was op 'n stadium kinders. Ons kan afbeweeg na ons kinders se vlak toe, maar ons verleer dit. Dit is niks om vir daai tydjie net jou ouer hoed af te haal en net hier te wees en net die kind se hart te hoor en die hart luister. Maar dis al wat die kind wil hê. Dan gaan hy hom nie isoleer nie, dan gaan hy hom nie onttrek nie, dan gaan hy nie op ander plekke dit soek as binne die gesin nie. En dan gaan hy dit binne in 'n gesonde setup kry. Want die groot ding is families is die plek wat vir ons immuun maak teen die lewenskrisisse. En as my familie gesond is, Ek wil net jou stop daar Ja. vir 'n oomblik. Jy sê 'n familie maak jou immuun. ja, Jy weet, ek dink onmiddellik ek kry inspuiting ja, vir pokkies, waterpokkies. ja. Nou sê ek immuun teen waterpokkies. Wat beteken dit om te sê jy maak hom immuun vir Ja. wat buite aangaan? Wat ek daarmee bedoel is, wanneer ek warmte, liefde, ondersteuning, positiewe terugvoer binne in my gesin kry, ek het waarde in myself, ek weet wie ek is, ek weet waar ek vandaan kom, ek weet nommer 1 wie my geskep het en ek het daai Christelike waardes en ek het al hierdie goeders wat saam met my is, dan kan die lewenskrisisse maar kom. Ja, dit gaan vir my seer maak, maar ek gaan nie sterf aan die binnekant daarvan nie. En Jy dit sê is die groot ding. Jy sê so groot ding. So baie kinders is dood aan die binnekant, want eintlik is ma en pa dood aan die binnekant. En dan is daar 'n ontploffing partykeer, want dis 'n noodkreet, Ja. sien my raak. Ja. Nou ons leer in die bediening drie dinge. Jy onttrek, Ja. of jy vries, of jy veg. Een van die drie. Al drie sê daar's 'n fout. Ja. Want ek moet kan opstaan vir wat reg is, moet kan stil bly. Ek het een mond en twee ore, maar ek moet baie keer ook kan berus by 'n situasie. Nou, in daai konteks, jy raak aan baie belangrike punte hier, want ek dink elke gesin, ons lewe in so besige wêreld, dat alles is disfunksioneel. Ja. Maar gaan aan oor disfunksioneel en net die voorbeeld wat jy noem, kom was skottelgoed, vertel my van jou dag. Ja. Weet jy, ek het baie onderhoude, dis die eerste keer wat iemand dit sê, en dit het vir my soveel betekenis, want papa se kar is vuil, Ja. Kom help papa die kar was, nie gaan was die kar jou leiding nie, Ja. Ja. want dan is dit straf. Ja. So alles wat ek moet doen in die huis is straf. Dis nie saam Ja. met papa nie. Ja. En weet jy wat, vir al kinders is in 'n fase van ontwikkeling waar hulle hou van kompeteer. Hulle hou van kompetisie. Hulle hou van so die oomblik wat pappa en mamma 'n taak in die huis positief maak deur sê ek weet jou, jy gaan nie daai kant van die kar vinniger kan was as ek hierdie kant nie. Ek hou daarvan. Dan het jy game on. Daai kind gaan speel en daai kind gaan daar wees en daai kind gaan dit doen. En weet jy wat? Hy gaan dit onthou aan die einde van die dag. As ek gaan slaap, dan gaan hy sê dit was 'n goeie dag. Pappa en ek het pret gehad saam. Want werk hoef nie noodwendig las te wees nie. Mens kan enige ding in die huis bou. Hoeveel mammas sukkel nie om dat speelgoed opgetel moet word nie. Hoeveel bakleierery gaan daaroor. Jy stel jou speelgoed op voor ons gaan slaap nie. Ek dink ek kan baie vinniger hier speelgoed optel as jy. Ek dink hier's 'n dier aan. Kom ons kyk wie van ons. Veral jou laerskoolkind is baie gefokus op kompetisie, kompeterend. Doen dit. Ek probeer. Ek dink net mense moet positief oor ouerskap kyk en opdragte uitgee en dit gaan nie net oor jy's kind, ek's ouer. Ja, jou kind moet jou respekteer en ja, maar weet jy, ek verdien my kind se respek. As ek
'n positiewe band met my kind vorm en as ek seker maak ek voed hom en ek hou sy emosionele tentjie vol heeltyd, dan gaan ek 'n gesonde kind in 'n disfunksionele samelewing kry, want ons samelewing is disfunksioneel. Ons praat maar net van skole, ons praat nou van die huis, dink net hoeveel druk is daar nie by kinders in die skole nie. Jy moet die beste wees, jy moet presteer, hulle word regtig bespot as hulle nie baie goed doen nie. Kinders is wreed, onderwysers eis meer en gee hom sy veilige nesie ten minste waarna toe hy kan terugkom. Jy sê baie belangrike dinge, ek onthou van, ek het vergeet nou wie die president was, een van die Amerikaanse presidente, hulle kry sy dagboek, en hy het gaan visvang met sy seun, en hy skryf eintlik 'n dag wat doelloos was. Hy kry sy seun se dagboek, die sê, die teenoorgestelde, die wonderlikste dag in my lewe. So partykeer moet ek, as ek nou aan myself dink, neig ek om te veel taakgerig te wees en verantwoordelikheid gerig. Maar ek kom my grootste verantwoordelikheid nie na nie, want my ware disippels is my kinders. Ja. En dit is waar ons as ouers se invloed lê. Ons as ouers se invloed lê daarin dat jy is nie net gee ouer gene vir 'n kind wat hom maak wie en wat hy is nie, maar 'n ouer voorsien ook die vorming. Hy is die pottebakker wat saam met Jesus hierdie klei omvorm en maak. En so as daar 'n flaw is, het jy die mag nog en die krag en as jy ondersteuningsnetwerk het om hierdie goed reg te kry. So hou jou en bygesê jy's gesond genoeg om 'n gesonde kind te vorm op die einde van die dag. Jy sê iets baie interessant. Die ouer, as ek dit kan sê, die man is die spermgewer, die vrou die spermontvanger. Maar in 'n sin is dit amper sekondêr met die vorming. Want die vorming moet ook weer 'n man en vrou poging wees. Wat doen jy met disfunksionele gesinne wat gebroke is? Die ma is weg, is net die pa, of die pa is weg en net die ma. Dis baie belangrik dat mens gebruik wat jy het. Want dis tog al wat mens het. As ons net 'n ma het, het ons net 'n ma. As ons net 'n pa het, het ons net 'n pa. Maar dan is dit belangrik om ergens by iemand uit te kom wat vir jou gaan help om so gesond as moontlik, van die oomblik wat trauma gebeur van 'n ouer wat vir jou verlaat, of 'n ouer wat jou seer gemaak het en nie meer by jou kan wees nie, of 'n ouer wat gesterf het. Daai oomblik is dit half asof die kind vertroue word gebreek, want 'n kind glo alles wat 'n ouer vir hom sê. 'n Kind glo, my ouer gaan my nooit faal nie. My ouer gaan altyd wees. Hy gaan altyd daar wees om my te wees. En die oomblik wat so iets gebeur, is dit half sit dit die kind terug. So wat 'n mens doen en wat ons gewoonlik binne die terapie sessie en in die hulp sessie doen is, ons gaan regtig terug in die ontwikkelingsfases van die kind, sodat ons vir die ma net weer kan kans gee om net weer gesond al die aksies en die ontwikkelingstake weer aan te spreek totdat waar ons nou is. En dis 'n proses, maar 'n mamma moet bereid wees vir pappa in daai situasie om te sê, ek moet nie net na myself, my eie gesondheid kyk nie, ek moet na my kind se gesondheid ook hier kyk en kom ons bou. En dikwels is dit nodig om die gesin saam te sien, maar die ouer is die ene wat die werk gaan doen op die einde van die dag. Nou het julle kind met 'n probleem. Vind julle ouers toegeeflik, toeganklik om met julle te kom praat? Wanneer 'n ouer op daai punt is waar hy na ons toe kom en wanneer die probleem groot genoeg is hulle ongelooflik ontvanklik. Ek dink ek is nou in die proses met 4 ouers van kinders wat net by ons by Ligstad is, in die naskool, en hulle is so dankbaar vir die inligting. Hulle kom in huiwerig en nie weet wat om te verwag en hoe om dit te doen nie, maar die oomblik wat jy sien hier's 'n alternatief. Na die eerste sessie het ek nou die dag by my mamma gehoor, is dit ongelooflik, kan sy klare verskil agterkom dat haar kind vir haar luister as sy een keer praat. En ons het nog nie eens by die kern goed gekom nie. So, waar kom dit weer terug na wat ons nou gesels het? Tyd saam spandeer. En die ouer, die oomblik wat hy agterkom,
dit verg nie baie van my nie. Is hulle so gemaklik om die proses te vat, want dan vat hulle dit met 'n groot glimlag en dan doen hulle dit. My kind was in graad 5 en ek kom laai hom op by die skool. Eers het ek nie besef nie, want ek en my vrou het gaan studeer en my kar was so 'n bietjie, die deur het 'n gat in geroes, die dak het 'n gat in geroes. Nou moet ek hulle 2 blokke van die skool aflaai. Ry ek in die skoolterrein en sê klim en dan sê ry verby. Ons sal al buite kry. So selfbewus. Maar ek kry my seun se brief of ek kry die skoolkoerant voorop is my seun se brief, my pa. My pa se dominee. Hy's nooit by die huis nie. Maar een middag 'n week dan al wil die president my pa sien kuier hy by my en my sussie. En ek sit net en huil. Besef dat hierdie kind vra so min. Ja. En wat sou jy raad gee vir iemand wat nou na jou luister? Ek moet vir jou sê, Alida, jy doen presies wat die Here vir jou het om te doen. Jy het die hart daarvoor en jy het wysheid, want ek dink daar's die begrip van ek is die ouer en jy sal met onderwerp. So dit verwek amper rebellie. Ja, ek dink ouers moet daai ding verstaan. Hierdie kind is jou geleen deur Jesus Christus. Jy het ongelooflike verantwoordelikheid. Ja. Hierdie kind gaan aanleef nadat jy weg is. En wat jy het eintlik effektief 12 jaar om in hierdie kind se lewe in te plant. Hoekom sê jy 12 jaar? Want na 12 jaar is die binding gevestig en daai binding bepaal elke ander verhouding wat die kind ingaan. So as jy binne 12 jaar 'n gesonde binding met jou kind kan vorm en jy het 'n gesonde verhouding met jou kind, dan kan daai verhoudings gaan wat hy geleer het binne sy binding met jou, gaan oorplant in die volgende verhouding en oordra na die volgende verhouding. 'n Gesonde mense met gesonde verhoudings is net soveel gelukkiger. Dis die groot ding. So 12 jaar het jy as ouer om in te sit in hierdie kind, en baie van ons het nie die leksheid nie, en ja, en kinders kom later in ons lewe in, en al hierdie goeders, maar weet jy, dan werk ons soveel harder, om ten minste, wat ons daar het dan, weer eens werk ons met wat ons het, en dan werk ons net, en ons maak die goed beter, want dit gaan regtig oor tyd saam spandeer, oor luister, die hart te hoor, want ons hoor dikwels ons kinders se woorde, hoor hoeveel moeite doen ons om die hart van die kind te hoor op die einde van die dag. Ek hou baie van wat ek by jou hoor, is dat ek sal mense sê, as my omstandighede beter was, as ek meer geld gehad het, as ek 'n makliker werk gehad het. Ek hoor jou sê, werk met wat jy het. Ja. En maak tyd. Dis wonderlik. As jy nou sou 'n enkel geval vat van 'n probleemkind wat jy hanteer het. Ons het so 2,5 minute om daarmee te deel. As ek praat van 'n enkele geval, ek kan uit my bedieningservaring enkele gevalle noem wat baie moeilik was vir my om te hanteer. Maar noem een geval. Ek dink die moeilikste geval is wanneer ek dink nou terug aan my jare by die kinderhuis, het ek die voorreg gehad om die laaste ruk by die Maria Kloppers kinderhawe se kampus te werk, en daar het ons dikwels babas gekry wat depressief inkom. Ja, en babas kan ook depressie hê. Babas ingekom wat depressief inkom, en hierdie ding van om hulle dan as peuters, 3, 4 en kleuters ergens geplaas te kry in 'n gesin, dan sit ons klaar met al hierdie skade van ek het nie versorging nie. Een spesifieke voorbeeld daarvan, ek het die vorige gehad, is eintlik nou 'n mooi storie, was regtig moeilik op daai oomblik, maar was so 'n mooi storie. Ons het hierdie dogtertjie moes aangeneem geword het deur 'n egpaar wat van oorsee af gekom het.
ons daar so goed voorberei. Sy het tot geskype met hulle, sy het geweet wie haar mamma is, ons het 'n storie geskryf oor wie dit is en dis haar mamma en dis hoe dit werk. En die groot ding wat toe nou gebeur het, is hier kom hierdie mens en hierdie kind is so opgewonde want haar mamma en pappa is hier en toe tref die realiteit hierdie dogtertjie en sy wil nie saam met hierdie mamma en pappa gaan nie. Sy sê laat hulle weggaan, ek soek hulle nie. Ek het 'n week gehad wat ons gehad het om hierdie kind so gemaklik te maak by hierdie mense dat sy kan weggaan. Basies het ons tyd gespandeer en ons het met hierdie kind kans gehad om haar kwaad wat sy het teenoor gesagsmense op hierdie mense uit te speel. Ons het haar kans gegee om hulle te leer vertrou. Sy is vandag 'n 9-jarige dogtertjie wat ongelooflik gelukkig in Amerika is. Hoe okay. En dit gaan met haar ongelooflik goed. So die groot ding is, en daar het ons gevat en gewerk met wat ons gehad het. Ons het dit geëien, dis kwaad, hierdie mense het met die beste motiewe gekom en dit is waar dit gekom het. So is daar baie ander stories, maar dis moeilik in die oomblik as jy as 'n kind vir 'n ouer sê ek wil jou nie hê nie, gaan weg. Gaan net weg. En hierdie persoon wil net liefde gee en dit was vir my 'n baie moeilike ding daai tyd om te hanteer. Veral in die tydspan, maar met die Here se genade het mense dit reg gekry en die wonder om te sien, op Facebook te volg en te sien weet jy, dit gaan met haar ongelooflik goed. Ons gaan opvolg hierop, Alida. Baie dankie, liewe kyker. Ek wil jou laat met 'n gedagte, werk met wat jy het. Onthou, alles werk ten goeie mee, vir die wat die Here lief het, vir die wat na sy voorneme geroep is. Jou situasie is nie onmoontlik nie, is God moontlik. Die Here seën jou.